Hemelse Vader, ons lees daar in die Psalms dat Dawid vra die vraag, wie mag klim op die berg van die Here, en wie mag staan in sy heilige teenwoordigheid? En die antwoord is, hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid, en nie vals sweer nie, hy sal die seën van die Here wegdra. Vader, ons weet dat ons nooit deur en in ons eie werke voor U regverdig verklaar kan word nie. Ons beste werke is 'n verwerplike kleed, maar baie dankie, Vader, dat ons in Christus voor U kan staan as geheilig, as gereinig, as vergewe, as vrygespreek, en nou bekend kan staan as kinders van God, met die begeerte, dat ons in U teenwoordigheid wil verskyn, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees, op grond van wat Christus aan die kruis gedoen het, om eer te bring aan U, nie net met ons lippe nie, maar Here ook met ons harte, met ons lewenswandel, met alles wat in ons is. Ons dankie vir 'n geleentheid soos hierdie van vanmôre. Here, dis die hoogtepunt van my week om saam met ander kinders van die Here te wees, en dankie dat U 'n besondere guns, 'n besondere genade skenk wanneer U kinders bymekaar kom, so vir gesamentlike aanbidding. Dankie dat U 'n besondere seën dan ook uitstort op ons, en dat U Uself verheerlik deur die prediking van die woord, deur die samesang, deur die lees van U woord, deur Here die saamkuier, die samesyn, en ons eer U ook, dat U hierdie instelling daar gestel het, om vir ons te sê, dat ons die onderlinge byeenkomste nie moet versuim, so sommige die gewoonte ag nie. Maar Here, dat ons getrou sal wees, en dat ons ook hierdie geleentheid en hierdie byeenkomst sal sien, as 'n instelling van U, waar U dan ook met ons ontmoet as gemeente. Baie dankie vanmôre vir elke jong mens, vir elke kind, vir elke middeljarige en senior burger wat hier is. Baie dankie vir elke besoeker. Ons neem nie vanselfsprekend aan dat hierdie mense hier sit nie. Ons weet dat U in harte werk, om te wil sowel as om te werk na U welbehae, en ook die feit dat hulle vanmôre hier sit, Here, is omdat U in hulle harte gewerk het, en dat U hulle gebring het na hierdie plek, om die waarheid van U woord aan te hoor. En daarom is die gebed van my hart, dat U sal spreek deur U woord, en deur die werking van U Gees, sodat U diensknegte en diensmaagde kan luister. Vader, so baie dankie dat U woord vir ons sê, dat U juist die dwaasheid van die prediking gebruik, om die wat glo te red. En ons eer U ook dat, die oomblik wanneer ons as U diensknegte, U woord verkondig, dan is ons maar soos die apostel Paulus gesê het, Paulus en Apollos is niks, maar Christus is alles. U bou nie U kerk op 'n prediker nie. U bou nie 'n kerk, Here, op een of ander leerstelling wat 'n mens daar gestel het nie. U bou self U kerk deur die getroue prediking van U woord, deur die werking van U Gees, deur die redding van siele. En Here, sodat ons opgebou kan word in die allerheiligste geloof. Daarvoor dank ons U dat U die hoof van U kerk is. En dat ons as diensknegte van U vra, dat U ook vanmôre in besonder deur U woord ons harte sal aanraak. Ons bid vir hulle wat siek is. Daar is soveel wat vir ons gekontak het, wat vir ons sê dat hulle in die bed lê, dat hulle siek is. Ons bid dat U vir hulle sal versterk met krag uit die hoogte. Ons gaan juist vanmôre praat oor die siekbed, en hoe Dawid ook in die siekbed sekere dinge ervaar het en beleef het. En mag ek vra, Here, dat U ook vir hulle sal versterk, en vir hulle sal bekragtig in hierdie moeilike tye, want U is die liefdevolle Vader wat weet wat ons nodig het. En U laat niks oor ons lewe toe, Here, doelloos, of daar is niks wat toevallig met ons gebeur nie. Dis die troos en die anker en die hoop waarin ons vashou. Dat U, Here, wat hemel en aarde geskaap het, ook in besonder weet van U kinders. Selfs die hare van ons hoof is almal getel. Nou vra ons, Vader, dat U dit sal stilmaak in ons harte, dat U ons harte sal voorberei vir U woord, dat U, o Vader, deur die werking van U Gees, ons Here Jesus sal verhoog, sodat mense na Hom getrek kan word. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. En dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees. Nou, u sal sien, ons is vanmôre by Psalm 41, ons onderbreek bietjie ons reeks uit die boek Genesis. Ons het 'n paar weke gepraat oor die fundamentele beginsels vir kinders van die Here, soos dan ook vir ons deur die boek van Genesis geleer, en gaan ons vanmôre dan Psalm 41 hanteer, en baie interessant, met al die mense wat siek is, wat het vir my vanmôre treffend toe ek nou daaraan dink, dat die tema van vanmôre is, die Here sal hom ondersteun op die siekbed.
Dis die tema van vanmôre. En ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk wat Psalm 41 vir ons kom leer, en dan hoe dit van toepassing is op my en op jou wat hier sit in hierdie kerkgebou in die jaar 2025. Nou vriende, as iemand sê dat die Bybel nie meer relevant is nie, is dit iemand wat die Bybel nie lees nie. As jy die Bybel net lees, sal jy sien dat God praat met ons in die dag en tyd, in die omstandighede waar ons onsself in bevind. En ons moet nie angstig rondkyk nie, want die God wat alles begin het gesê, kyk, ek kom gou, en my loon is by my om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Hierdie wêreld is besig om na die einde te spoed. Wanneer dit gaan wees, weet ons nie, maar in die interim tyd het ons God se woord wat die lig vir ons vat, die lamp vir ons voet is. En kom ons lees vanmôre uit Psalm 41. Vir die musiekleier 'n Psalm van Dawid. Welgeluksalig is hy wat ag gee op die arme. Die Here sal hom red in die dag van onheil. Die Here sal hom bewaar en hom in die lewe hou. Hy sal gelukkig gemaak word op die aarde, ja. U kan hom nie oorgee aan die begeerte van sy vyande nie. Die Here sal hom ondersteun op die siekbed. Sy hele slaapplek verander u as hy krank is. Ek het gesê, o Here, wees my genadig, genees my, want ek het teen u gesondig. My vyande spreek kwaad van my en sê, wanneer sal hy sterwe en sy naam vergaan? En as iemand kom om my te sien, dan praat hy leuns. Sy hart vergader boosheid vir hom. Gaan hy uit na buite, dan spreek hy daarvan. Al my haters te same fluister onder mekaar teen my. Teen my bedink hulle my onheil en sê, iets skandeliks is op hom uitgestort en nou dat hy lê, sal hy nie weer opstaan nie. Selfs die man wat met my in vrede lewe op wie ek vertrou het, wat my brood eet, het die hakskeen teen my opgelig. Maar u, o Here, wees my genadig en rig my op, dat ek hulle dit kan vergelde. Hieraan weet ek dat u welbehae aan my het, dat my vyande oor my nie juig nie. My tog, in my opregtheid ondersteun u my, en stel my voor die aangesig tot in ewigheid. Geloof sy die Here, die God van Israel, van ewigheid tot in ewigheid. Amen, ja, amen. Dit is besonder as ek lees dat Dawid hier die psalms neergepen het. Ons sien die klomp psalms wat Dawid se hart eintlik aan ons kom weergee, sy omstandighede, dit wat hy beleef het, tog geïnspireer deur die Heilige Gees, en ook vir ons belangrik om te lees in die jaar 2025, sodat ons kan sien wat die Here vir ons ook daaruit wil kom leer. Nou ons gaan vanmôre as teks en oordenking aan die voorhou Psalm 41 vers 4 wat sê, die Here sal hom ondersteun op die siekbed, sy hele slaapplek verander u as hy krank is. Daar is van ons mense in die gemeente wat Engels is, en in Engels sê hy, the Lord will be support on his bed of pain. By you will all his grief be turned to strength. Vir so mooi as die verskillende Engelse vertalings gaan naslaan om te sien wat die teks vir ons wil sê, en dan kom jy agter dat die Here die een is, wat ook by ons is, al is ons pyn hoe groot, en al is ons vasgevang in die siekbed. Die tema dan vanmôre, die Here sal hom ondersteun op die siekbed. Ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk na hierdie psalm, en probeer om hierdie tema bietjie uit te brei, en die gedagtes in u midde te laat. Nou vriende, die groot prediker, Charles Haddon Spurgeon het gesê, nou, u wat hom nog nie ken nie, moet bietjie op die internet gaan navorsing doen oor hom, seker een van die grootste predikers wat ooit geleef het. Hulle reken dat daar oor 1 miljoen mense onder sy bediening tot bekering gekom het. Hy is tot op hierdie dag waar ons hier sit, hy is al oor 100 jaar oorlede, maar tot op hierdie dag is hy die mees geleese prediker in die wêreld. Mense was gaande oor sy prediking. Sy eerste gemeente het hy bedien toe hy 17 jaar oud was. 17 jaar oud het hy sy eerste gemeente begin bedien, en later het hy die Metropolitan Tabernacle gebou, een van die grootste kerke wat daar was in daardie tyd, 'n man wat lief was vir die Here. Alhoewel hy 'n baptist was, het hy nog steeds aan hierdie gereformeerde teologie vasgehou van God se soewereiniteit in 'n mens se lewe. En hy skryf oor die siekbed en hy sê, sickness has frequently been of more use to the saints of God than health has. Ek wil net bietjie hoor dit sê hy dat dit insink. Siekte het dikwels 'n beter uitwerking op die kind van God se lewe as gesondheid. 'n Mens kan 'n siekte kry, maar as jy 'n siekte het, dan is dit 'n baie slegte uitwerking op die kind van God se lewe. En hy sê,
Ons praat van die voorspoedige tye. Ons word nie gevorm in die tye van voorspoed nie, ons word gevorm in die tye van teëspoed. Daar is 'n spreekwoord wat sê, a faith that cannot be tested, cannot be trusted. As ons geloof nie op die proef gestel word nie, is ons geloof baie keer nie eg nie. En dikwels deur die siekbed is daar sekere dinge wat na ons kant toe kom, sekere dinge wat ons van onsself leer, sekere dinge wat die Here aan ons kom openbaar. Nou vriende, as ons deur die Bybel lees en deur die geskiedenisboeke lees, dan sien ons dat hierdie waarheid speel homself oor en oor af. Daar was haas 'n man of vrou van God op aarde wat nie 'n tyd van siekte of lang kyk hoe dikwels hulle siek geword het en hoe dikwels hulle hierdie siekbed beleef het, dan vra ons vir onsself die vraag af, in hoe mate leer ons uit dit wat hulle beleef het, en in hoe mate kan ons ook assosieer met dit wat Dawid in Psalm 41 gesê het. Maar vriende, kom ons gaan aan, die hele gedagte is dat, en dit wat Charles Spurgeon gesê het ek bietjie gaan kyk na die lewe van hierdie manne wat geleef het voor ons, manne en vroue wat die Here lief gehad het, en ons sien dat siekte nie iets was wat vreemds was in hulle lewe nie. Die man Johannes Calvin, die meeste van u het al gehoor van hom, ons seun Calvin is juis vernoem na Johannes Calvin, en is altyd vir my so wonderlike aanknopingspunt as hulle my vra wie sê, dan sê ek is Calvin, dis 'n vreemde naam, dan sê ek nee, kom ek vertel julle waar sy naam vandaan kom. Nou Johannes Calvin, vriende, was een van daardie manne wat gebore was in 1509 in Frankryk, en hy was 'n man wat die instituties geskryf het, 'n briljante teoloog, 'n briljante prediker, 'n man wat sy lewe gewy het aan die Here, maar is 'n man wat baie siek was. U moet onthou, wanneer ons praat oor hierdie mense, dan moet u die konteks verstaan. Hulle het nie gebly in huise met 'n rioolsisteem, met vars water wat uit 'n kraan uitkom, met elektrisiteit, met Google as hulle siek word om te kyk wat is fout, medikasie by die apteek te gaan kry nie. Hulle het in vreemde tye gelewe in vergelyking met ons tye, en vriende, daar was tye gewees waar hulle deur geweldige pyn en angs en stryd gegaan het, en besonder wat die liggaam aanbetref. Nou Johannes Calvin, 'n baie besondere man, 'n man wat sy lewe gewy het aan die Here, en dis die klem wat ek wil lê. Hy was 'n man wat lief was vir die Here, 'n man wat die Here gevolg het dikwels gestoei met gesondheid. Hulle sê koliek gehad en het gereeld in 'n hoesbui verval waar hy selfs bloeddang opgebring het. Hy het gestoei met dinge soos aanbuie, nierstene, migraines, 'n geweldige siek man. Dit was nie goed wat net af en toe met hom gebeur het nie. Dit was konstant deel van sy lewe gewees. Sy vroukie Idelet is na 9 jaar van getroude lewe oorlede. Al 3 sy kinders is kort na hulle geboorte oorlede. Ek wil vir u die prentjie skep. Want ons baie predikante en die kerk wat ek uitkom, wat my met leuns gebombardeer het oor liggaamlike gesondheid, het my geleer dat ons aanspraak kan maak daarop, om gesondheid te verkry, omdat Christus aan die kruis gesterf het. Maar ek sien dit nie in die Bybel nie, ek sien dit in die geskiedenisboeke nie. Daarom eer ek die Here dat ek uit hierdie valsheid kon ontsnap, en by die waarheid uitgekom het, dat die soewereine God ook in beheer is van ons liggaamlike toestand. Hierdie man Johannes Calvin, met alles wat hy beleef het, met al die dinge wat hy deurgemaak het, skryf en hy sê, na hierdie afsterwe van sy kinders, hy sê, the Lord has certainly inflicted a severe and bitter wound in the death of my baby son, but he is himself a father and knows best what is good for his children. Ek vra myself die vraag toe ek dit lees, het ek al op hierdie punt gekom, waar ek hierdie God so vertrou, dat of ek siek is of ek gesond is, of mense in my familie of my familiekringe lewe of sterwe, dat ek God so kan vertrou, dat ek weet, hy is 'n goeie vader, en weet die beste vir sy kinders. John Piper skryf oor Johannes Calvin, en hy sê, this is the kind of submission to the sovereign hand of God Calvin rendered in all of his countless trials. As inleidende gedagte wil ek vanmôre voor u kom neerlê, vriende, dit wat ons in die geskiedenis leer, dit wat ons in die Bybel leer, dit wat ons sien uit God se woord, dat ons nie 'n name en claim met godsdiens kan bedryf nie, dat ons geen aanspraak kan maak op 'n heilige God, dat hy ons iets skuld,
of dat hy iets aan ons verskuldig is nie. As ons gaan kyk deur die psalms, dan sien ons baie duidelik hoe Dawid gereeld in siekte toestande was, en hoe hy dikwels in hierdie tye ook sy eie lewe ondersoek het, en sy toevlug na die Here geneem het. In Psalm 42 Psalm 41 leer vir ons baie duidelik, dat Dawid siek was as gevolg van sonde. U sien vriende, hierdie siekte en sonde was in verband gebring met mekaar, en wat gebeur het, weet ons nie presies nie. Ons weet nie presies wat Dawid se sonde was nie. Die Bybel gee nie vir ons meer inligting oor die sonde wat hy gedoen het, en waarom God hierdie siekte oor sy lewe gebring het nie. Maar een ding wat baie belangrik is om te sien, hier heel aan die begin, is dat die Here, luister, ek maak nie 'n fout in wat ek sê nie, dat die Here soms siekte kan gebruik om sy kinders tot stilstand te dwing. Luister, die Here gebruik soms siekte om ons tot stilstand te dwing. Beteken dan ons finansiële moeilikheid het, waartoe gaan ons? Na die bank toe. Ons maak 'n lening, ons kry ekstra geld. As daar probleme is, daai 'n vriend, bel jou pa en jou ma. As jy jonk is, nee, help asseblief, gee 'n bietjie ietsie vir ons sukkel. Maar wanneer jy siek word, is jy vasgevang in daardie siekbed, en bring God jou tot stilstand, en wil die Here vir jou sekere dinge kom leer. Ek sê vir u baie duidelik, dat die Here soms siekte kan gebruik om sy kinders tot stilstand te bring. Luister, sonde se uiteinde is ons vernietiging, en daarom sal die Here geen steen onaangeroerd laat, ten einde sy kinders by vergifnis uit te bring nie, al moet die Here siekte in ons lewe gebruik. Vriende, dikwels is ons sonde, juis omdat ons so selfversekerd, onafhanklik lewe, so besig met die sorge van die lewe, sonder om werklik te besef, ons is maar pelgrims, ons is bywoners op hierdie aarde, op pad na God se heerlikheid, waar ons eendag voor hom moet gaan staan, om rekenskap voor hom te gaan gee. Die Here het ons te lief, om ons in 'n sonde te laat. Daarom gebruik hy dikwels siekte, om ons op 'n punt uit te bring, waar ons op ons rug lê, soos koning Dawid, en ons lewe in oënskou moet neem, en ook ons wandel met God opnuut moet bekyk. Hoor, dit sê die Bybel vir ons, vriende, en ek lees vir u 'n paar verse, Eksodus 4 vers 11. En die Here antwoord hom, wie het vir die mens die mond gegee, of wie maak stom, of wie maak doof, wie maak siende of blind? Is dit nie ek, die Here nie? Ek praat dit ons met mense, dan sê hulle, die duiwel het alweer my kind siek gemaak. Dan sê ek, nee, die duiwel wat jy ken en die duiwel wat ek ken, is nie dieselfde duiwel nie. Want die duiwel, soos Martin Luther gesê het, even the devil is God's devil, hy kan niks doen, sonder God se toelatende wil nie. God gebruik soms siekte, en hy het met sy volk op dieselfde manier gehandel, om sy volk by bekering uit te bring. Deuteronomium 32 vers 39 sê, aanskou nou, dat het ek is, en daar is geen God naast my nie. Ek maak dood, en maak lewend. Ek het verbrysel, en ek genees, en daar is niemand, wat uit my hand kan red nie. Groot waarheid kom na vore in 1 Samuel 2 vers 6, Hanna se lofgesang. Sy sê, die Here maak dood en maak lewend, hy laat neerdal in die doderyk en laat daaruit opkom. Die Here maak arm en die Here maak ryk, hy verneder ook en hy verhoog. Ek gaan hierdie week in een van die oordenkings bietjie praat oor hierdie gedagte. Dat ons baie keer ons vergelyk met ander mense en sê, maar hoekom kry A dit en B kry net die teenoorgestelde? En die antwoord is baie duidelik dat God ons niks verskuldig is nie. Hy is genadig en barmhartig, hy weeg vir ons af wat ons nodig het. En daarom sien ons ook hierdie baie belangrike saak in die woord van die Here na vore kom. Job 5 vers 18 sê, want hy doen smart aan, maar verbind ook. Hy verbrysel, maar sy hande maak gesond. En vind hierdie kosbare waarheid staan soos 'n paal bo water uit. En daarom kon Dawid sê, die Here sal hom ondersteun op die siekbed, sy hele slaapplek verander, as hy krank is. En daarom kan ons vanmôre met sekerheid sê, die Here gebruik soms siekte, om ons sonde vir ons uit te wys, om ons tot stilstand te dwing,
om ons afhanklikheid aan hom te verklaar, om vir hom te sê, Here, as U my nie uit hierdie siekbed opwek nie, is alles te vergeefs. Maar vriende, as 'n tweede gedagte wat ek net vinnig wil noem, die Here gebruik nie altyd net siekte wanneer ons sondig nie, maar hy gebruik ook siekte om sy naam te verheerlik in ons lewe. Soms gebruik hy siekte en dit ons vra mense, maar wat is sonde jy gedoen dat jou hart nou vir 5 jaar nie lekker klop nie? Sê ek vir hulle, nee, sê vir my. As die Here vir jou gesê het, dat daar sonde in my lewe, sê, dat die Here vir jou ook sê, wat is sonde dit is? Want jy sien, baie mense wil eiertjies lê en opinies lewer, terwyl hulle geen feite van die saak het nie, en ons gaan later in die Psalm bietjie kyk daarna. In Dawid se geval was dit dieselfde. As ons volgens ons sonde of volgens ons wandel beoordeel moes word, sal nie een van ons vanmôre gesond gewees het nie. Want die Bybel sê ons struikel dikwels. Dikwels deur woorde, gedagtes of dade, en daarom is belangrik om te sien dat die Here nie altyd net wanneer ons met groot sonde besig is, ons siek maak nie, maar selfs ook wanneer ons wandel met hom, wanneer ons lief is vir hom, om die egtheid van ons geloof op die proef te stel. Die Bybel is baie duidelik daaroor, en ek kan vir 1 of 2 gedagtes lees, en ons vind dit daar in die geval van Lazarus. Johannes 11 vers 3, onthou, die Here sê dat Martha, Maria en Lazarus was baie groot vriende van hom. Lazarus, hierdie vriend van Christus, word siek. En die suster stuur na Jesus en sê, Here, hy vir wie U lief het, is siek, liggaamlik siek. En toe Jesus dit hoor, sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Wanneer laas jy op die siekbed gelê, en vir jouself gesê en vir God gesê, Here, bereik U goddelike doel deur die siekte wat U in my liggaam toelaat. U sien, die Bybel leer vir ons dat ons nie nou hemel op aarde sal hê nie. Dis nou die tyd van beproewing, dis nou die tyd van uitdagings, dis nou die tyd van stryd. Mense soek hierdie utopia. Mense gaan oor die lengte en breedte van die wêreld en soek hierdie plekkie in die wêreld waar hulle hierdie vreugde gaan hê, en dan kom hulle daaraan, dan kom hulle agter die duiwels is daar ook. Probleme is daar ook, siekte is daar ook. En dis die groot ding wat ons vanmôre moet raak sien, is dat die Here, as jy aan hom behoort, gebruik soms siekte om jou te bring op 'n punt waar jy groei in die kennis en genade van ons Here Jesus Christus. Onthou u die blinde man in Johannes 9 vers 1. En toe hy verbygaan, sien hy 'n man wat blind was van sy geboorte af, en sy disippels vra hom en sê, Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, die blind gebore is? Jesus antwoord, hy het nie gesondig nie, en sy ouers ook nie. Sê die Here hulle was sondeloos? Nee. Die Here probeer 'n punt maak. Hy probeer vir sy apostels iets leer. Hierdie man is blind, maar die werke van God moet in hom openbaar word. Die Here stuur ons soms deur 'n siekbed sodat ons kan leer om op hom te vertrou. Die apostel Paulus, ons almal weet, die doring in die vlees. Baie mense sê dit was sis en dit was so gewees. Ons weet nie wat dit was nie. Ons weet Paulus het probleme met sy oë gehad. Hy sê, kyk met watter groot letters skryf ek. Daar was nie die tyd kontaklense en brille en 'n Pick n Pay en 'n Checkers wat ons gou kan 'n paar brille 1.5 of 'n 2 of 'n 3 koop nie. Paulus het gesukkel, hy was, en ek dink hulle sê ook, omdat hy so baie gemartel was ter wille van God en sy koninkryk, het dit sy oë geaffekteer. Maar hoe dit ook al mag sê, hy sê, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakheid roem, of swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Jy weet wat my treffend is, as daar een man was wat kon aanspraak maak op genesing, dan was dit Paulus. Hierdie sinnelose leer wat ek geleer het vir al die jare van my lewe, dat ek kan aanspraak maak op my genesing. Ek kan vir God sê, jy skuld my, omdat Jesus aan die kruis gesterf het. Wat 'n sinnelose, goddelose leer. Die apostel Paulus gaan deur hierdie proses van pyniging, van hartseer, van droefheid. Hy stoei met geweldig baie dinge en hy sê, my genade is vir jou genoeg. Ek vra jou, wanneer laas het ek en jy op hierdie punt uitgekom? Hoor wat sê Charles Spurgeon, hy sê, the groans of sick, yet submissive saints are as musical to God's ear as the hallelujahs of archangels. Luister, ek is nie hier, ons het nie aangemeld vir 'n lui lekker lewe. Hoe sag ry my bootjie op hierdie stil meer,
op pad hemel toe nie. As u gedink het ons aangemeld daarvoor, dan wil ek vir u vanmôre sê, dis tyd dat ons uit die slaap wakker moet word. Ons is in 'n geestelike oorlog. Ons hemelse generaal trek voor ons uit. Hy het die oorwinning behaal en hy sê vir ons, dat ons deur baie verdrukking in die koninkryk sal ingaan. Dit sluit siekte in. Siekte weens sonde, wanneer God ons stig om ons terug te bring, by hierdie pad van geregtigheid, of somtyds, wanneer hy ons wil vorm, om ons meer te maak, soos ons dierbare Here Jesus. En ek wil vinnig kyk na so 3 kort gedagtes, rondom dit wat Dawid beleef het op die siekbed. Ons kom nou weer by Dawid uit, en kom ons kyk na die 3 kort gedagtes. Die eerste gedagte, Dawid kyk terug oor sy lewe. Hy is op die siekbed en hy kyk terug oor sy lewe, en hoor wat staan daar. Vir die musiekleier op 'n psalm van Dawid, welgelik salig is hy wat ag gee op die arme. Die Here sal hom red in die dag van onheil. Die Here sal hom bewaar en hom in die lewe hou. Hy sal gelukkig gemaak word op die aarde, ja. U kan hom nie oorgee aan die begeerte van sy vyande nie. Die Here sal hom ondersteun op die siekbed, sy hele slaapplek verander u, as hy krank is. In my studie hierdie week was dit vir my so treffend, dat wanneer jy siek is, wanneer jy daar op jou rug lê, wanneer jy eintlik met niemand wil praat nie, en jy wil eintlik net stilte hê, en baie keer in jou selfbejammering lê jy daar en jy sê, waarom ek? Dan is God getrou om ons te bring by die punt van introspeksie, waar ons bietjie in die spieël van God se heerlikheid kan kyk na onsself, en vir die Here kan vra, Here, wat wil u my leer deur hierdie siekbed? Nou vriende, wat baie interessant vir my is Dawid neem sy lewe hier in oënskou, en hoor nou, hy sien nie net die sonde nie, hy sien nie net die slegte wat hy gedoen het nie, maar hy sien ook hierdie goeie wat in sy lewe na vore gekom het. Luister, een van die groot predikers het gesê, ek is nie meer wat ek was nie, maar ek wil nie oor 'n paar jaar van nou af wees soos ek is nie. Want u sien, heiligmaking is 'n groeiproses, waar ek meer verander soos die Here Jesus. Elke jaar na mate ek die Here beter leer ken, kom die verandering meer en meer in my lewe. Dawid kyk na sy sonde, ja, hy sien dit. Hy weet, dit as gevolg van sy sonde, dat hy in die siekbed lê, maar Dawid sien ook die goeie. Luister, Dawid se hart was vol ontferming oor die arme, oor die behoeftige, oor die wat in nood verkeer. En toe ek hierdie psalm bietjie gaan navors het een kommentaarskrywer dit baie mooi geskryf. Hy sê, soos hy as koning genadig was teenoor ander, en hulle in hul nood bygestaan het, so vra hy nou, Here, sien raak wat ek gedoen het aan ander, en wees my ook genadig. Ontferm u ook oor my, skenk aan my u vergifnis, skenk aan my u genesing. En dit is my kosbaar gewees in hierdie psalm, wat u sien, die Bybel leer vir ons baie duidelik. In Deuteronomium 15 vers 7, as daar by jou arme is, een uit jou broers, in een van jou poorte in jou land, wat die Here jou God jou sal gee, dan moet jy jou hart nie verhard, en jou hand nie toehou vir jou arm broer nie. Maar jy moet jou hand wyd oopmaak vir hom, en jy moet gewillig aan hom leen, genoegsaam vir sy behoeftes wat hom ontbreek. Jy moet aan hom gewillig gee, en jou hart moet nie bedroef wees as jy aan hom gee nie, want terwille hiervan sal die Here jou God jou seën in al jou werk en in alles waar jy jou hand aanslaan. As jy vanmôre met 'n toehand sit, moenie vir God vra om sy hand oor jou oop te maak nie. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê. As jy 'n synige mens is wat alles vir jouself hou en ek moet hierdie neseiertjie vir my bewaar solank as moontlik, weet wanneer jy die dag roep, sal God jou nie hoor nie. Hoor wat ek jou sê. Die Bybel is baie duidelik daaroor, dat Dawid ook na die Here kon gaan en sê, Here, u weet, ek het my ontferm oor die armes. Eintlik wat Dawid sê is, Here, ek was gehoorsaam aan u woord. Ek is gehoorsaam aan u opdragte. Ja, ek het gesondig en u tug my, ek verstaan dit, Here, ek lê hier op my rug. Ek roep na die hemele om genade. Maar dink ook aan my gehoorsaamheid. Dink ook aan my barmhartigheid. En wees genadig en barmhartig oor my. Spreuke 19:17, wie ontferm oor die arme, leen aan die Here, en hy sal hom sy weldaad vergelde. Jesus self sê in Matteus 5:7, salig is die barmhartiges,
want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. En ons het al baie daaroor gepraat, vriende. Dis nie om vir elke Jan Rapp en sy maat geld te gee wat laat die robot bedel en wat eintlik sy sondige praktyke wil subsidieer deur my harde werk nie. Maar mag daar nie 'n broer en suster in hierdie gemeente wees wat verarm sonder dat hierdie gemeente hulle help nie. Dis waaroor dit gaan. 'n hand van ontferming, 'n hart wat oop is vir hulle in nood. Nou die woordjie salig beteken in die hoogste mate gelukkig, geseënd of voorspoedig. En die woordjie barmhartigheid beteken om medelydend te wees, meegevoel te betoon, om die behoeftige tot hulp te snel, om hulp te verleen aan die verbryselde, die miserabele te red. Dawid het so hard gehad. Onthou jy vir Mefiboset? Onthou jy Jonathan se seun wat lam was? Dawid soek hom uit en hy sê, van nou af sal jy aan my tafel kom eet. Jy sal aan my tafel kom eet, ek wil aan jou guns bewys, terwille van jou vader Jonathan. Watter wonderlike man is Dawid net nie. Geen wonder die Here noem hom die man na sy hart nie. Dawid se hart was boos, sondig, die Here red hom, die Here leer hom, Dawid, jou hart moet verander. Somtyds moes hy deur te gaan, wanneer hy gesondig het, omdat die Here hom geleer het, maar Dawid se gesindheid was gewees een van barmhartigheid. Ek wil vinnig net so kort gedagtetjie of twee hanteer oor die gedagte van barmhartigheid, die 4 areas van barmhartigheid. Die eerste een is op tydelike gebied, die tweede een op geestelike gebied, die derde een om sonde te bestraf en vir ander te bid. Dit is die maniere waarop ons barmhartigheid kan bewys. As u Dawid se psalms gaan bestudeer, sal hierdie 4 sake telke male na vore kom. Die gedagte van die tydelike, die geestelike, om sonde te bestraf en dan vir ander te bid. Kom ons kyk vinnig, tydelike gebied. Die Bybel leer ons baie duidelik dat ons ook, waar ons kan, na die behoefte van ander moet omsien. Die Bybel is baie duidelik, dat dit wat ek ontvang het as 'n gawe en geskenk uit die hand van God. Luister, nie een van u gaan sterwe en iets saamvat nie. Daai mooi goen wat blink aan jou vinger, mevrou, hy gaan bly. Ek hoop nie hy gaan aan die ander vrou se vinger gaan nie. Net om u goed te laat sleg voel vanmôre. Daardie mooi bakkie wat in jou motorhuis staan, wat jy so op polle toer, wat jy nie gebruik nie, hy gaan bly. Daardie golfstokke in jou kas, wat jy so lief voor is, wat jy so vrot mee speel in die week, daai goed gaan bly, genadiglik, dit gaan bly. Dink wat 'n chaos sou in die hemel gewees het, as daar 'n golfbaan was. Jy al gedink daaraan. Maar die gedagte op tydelike gebied, moet ons barmhartigheid bewys. U kan gaan lees Jakobus 2, want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie. Dawid sê, Here, kyk na my barmhartigheid. Here, ek vra, wees barmhartig oor my. Wees vir my genadig. Op geestelike gebied lees ons baie duidelik in die woord dat ons ook barmhartigheid daar moet bewys. En ek het hier in my notas geskryf, die groot nood is nie tydelike gebrek nie. Ja, dit is 'n nood, maar dit is nie die grootste nood nie. Maar die geestelike gebrek en armoede. Die Bybel leer ons dat tydelike nood verbygaan, maar die geestelike sonde toestand en nood wat heers sal lei tot die ewige dood van elkeen wat sonder Jesus gesterf het. Ek wil net vir u 'n ding in my lewe vertel wat hierdie week gebeur het waaroor ek belydenis moes doen. Ek kom by 'n plek aan en die volgende oomblik staan daar 'n ou swart man langs my. Oud. Ek sê vir u, oud. As hulle ooghare eers grys raak en hulle snor is grys en hulle bokkiebaard is grys, dan weet jy hulle is oud. En hy vra my of ek vir hom iets sal gee om te eet. En daar's 'n oom nie ver van ons af nie wat so 'n bietjie worsbroodjies maak daar op 'n vuur en ek besluit ek gaan vir hom ene gee en ek sê vir die ou, hoorie, gee net vir my worsbroodjie en ek klim in my kar en ek ry. En ek was nie ver weg gewees nie, toe die Heilige Gees my oortuig. Jy gee vir hom voedsel, maar waar's die geestelike voedsel? Die gebruik eintlik in my huis is, as ons 'n R5 gee vir 'n karwag, gee ons 'n traktaatjie saam. Ons probeer 'n gesprek aanknoop by tye, as die tyd dit toelaat om met iemand te praat. Hierdie dag ry ek en ek moet dit bely het voor die Here. Here, ek het barmhartigheid bewys op tydelike gebied, maar geestelik was daar geen. Luister, is belangriker om, wanneer dit by die geleentheid kom om iemand van die Here Jesus te vertel. Wat baat dit as die mens die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly. Romeine 10:15. Hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word, soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig. Miskien sit u vanmôre met geld in jou voete. Miskien is jou tone oor mekaar getrek, soos party mense sin is. Miskien het jy julle groot voete en klein voete. Maar as jy die evangelie verkondig, sê die Here, hoe lieflik
is die voete van hulle wat die evangelie van vrede verkondig. Dis hoe jy barmhartigheid bewys. Het jy al gedink daaraan dat u mense eendag in die ewigheid sal ontmoet, wat u nooit weer op aarde sal sien, nadat u die evangelie met hulle, die evangelie aan hulle verkondig het nie. Daarom barmhartigheid word bewys op tydelike gebied, deur aan die tydelike te voorsien, maar ook geestelik. Nog 'n manier om barmhartigheid te bewys is deur sonde te bestraf. Dis 'n manier om barmhartig te wees, om medelee te hê met mense, en u dink miskien by uself nou, hoe is ek barmhartigheid wanneer ek sonde straf, want u sien, die Bybel sê, ons moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys, of God hulle nie miskien bekering sal gee, tot kennis van die waarheid, en hulle weer nugter kan word, vry van die stryk van die duiwel, nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen. Een van die wonderlikste dinge, wanneer mense na my toe kom vir berading, en ek wys hulle die weg van geregtigheid, en die Here gee vir hulle hart van bekering, en hulle stap daaruit, en ons te broer gewin, of 'n suster gewin in die Here. Dis God se genade, dis God se waarheid. Laat ons welvoeglik wandel, soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap, nie in ontug en ongebondenheid nie, nie in twis en nydigheid nie. Daarom as ons mekaar vermaan, vriende, doen ons dit met barmhartigheid. Hierdie week het ek 'n opname wat ek kan uitstuur. Hy wat meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Ons bewys barmhartigheid deur vir ander te bid. Luister wat sê die Bybel, in die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegging gedoen moet word vir alle mense, vir konings en almal wat hoog geplaas is, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. Ek wil jou vra, evalueer gou jou week wat verby is. Kyk aan die gesprekke wat jy gehad het. Hoeveel tyd het jy spandeer om vir die regering te bid en oor hulle te praat? Vra vir jouself die vraag af. Die meeste van ons praat oor hulle, hoe stupid hulle is, hoe onnoosel hulle is. Hulle het hierdie aangestel as minister van die weermag of van veiligheid of wat ook al jy dit noem. En jy dink by jouself, hoe kan dit moontlik wees? Maar die vraag wat ek vir myself afvra, hoe dikwels bid ek vir hulle? Luister wat sê die Bybel, sodat ek en jy 'n stil en rustige lewe kan hê. Ons gebede se effek is dat ons rus sal ontvang, dat ons 'n rustiger lewe sal hê. Dit beteken nie dat ons nooit vervolging sal beleef nie, maar hoor dit sê die Bybel. Dis goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat mense gered moet word. Mense moet gered word, mense uit elke nasie, taal, volk en stam, want daar is een God en een middelaar. Ek wil jou vra vanmôre, as jy op jou siekbed lê, kan jy terugdink en sê ek bewys barmhartigheid aan ander? En is hierdie gedagtes deel van jou lewe? Die tweede ene, Dawid kyk om hom en sien sy vyande. Ek gaan nie alles lees nie, hy sê my vyande spreek kwaad van my, en sê wanneer sal hy sterwe, en sy naam vergaan, en as iemand kom om my te sien, dan praat hulle leuns. Vers 8, al my haters te same fluister onder mekaar teen my bedink hulle my onheil en sê iets skandeliks is op hom uitgestort, sê nou dat, en nou dat hy lê, sal hy nie weer opstaan nie. En dan hierdie vers wat ook gebruik word in lyn met die Here Jesus, toe Judas teen hom opgestaan het, selfs die man wat met my in vrede lewe op wie ek vertrou het, wat my brood eet, het die hakskeen teen my opgelig. As 'n mens op jou rug lê en jy siek, dan dink jy. Dis nie noodwendig nodig om altyd oor die slegte te dink nie, maar as daar sonde is, bely dit. As daar dinge is wat jy in jou lewe doen, wat jy die Here vooreer, dat hy jou hart en jou lewe verander het, dan kom daarvoor. Maar vriende, weet ook, terwyl jy op daardie siekbed lê, sal daar vyande wees. Nou, Dawid sê op 'n stadium hier, hy sê, Here, rig my op, sodat ek my vyande kan vergeld. Ek lees vir u vers 11, maar u, o Here, wees my genadig en rig my op, dat ek hulle dit kan vergeld. En hy sê baie mense, maar kyk vir Dawid, hy wil goed vergeld, hy is hierdie ou wat probeer om homself te wreek op mense wat nou teenoor hom gepraat het en vyandig teenoor hom was, en u moet nooit die konteks buite rekening laat nie. Dawid was koning. Dawid was deur God aangestel om die swaard te dra. Hy was die reg en geregtigheid van sy tyd. Hy het geregeer in die land. Hy het die volk begelei, sodat hulle ook deur die priesters geonderrig kon word in die woord. Hy was die een wat hierdie waarheid van God se woord kom vestig het in die land, en soos hulle dikwels sê, soos die koning is, so sal die burgers van die land wees. Dawid sê in hierdie Psalm eenvoudig, Here, alle wat opstaan teenoor my leierskap, staan op teenoor u leierskap.
Hy wat opstaan teenoor my koningskap, staan op teenoor u koningskap, want u het my gesalf as koning, en reg en geregtigheid moet geskied. Elke ou kan nie maak wat hy wil, en elke ou kan nie doen wat hy wil nie. En ag vriende, die toepassing is eenvoudig, ek is nie koning nie. Ek sê gister vir Calvin, ek dank die Here. Luister wat ek vir u sê. Ek dank die Here, ek is nie ryk nie. Ek wil nie leiwagte heeltyd om my hê, om my te beskerm, en my veiligheid te verseker nie. Ek is dankbaar teenoor die Here, ek is nie 'n professionele sportman nie. Ek dink aan al die versoekings wat daardie mense moet deurgaan. Ek is dankbaar teenoor die Here, ek is nie 'n koning nie. Ek wil nie 'n koning wees nie. Los my in my huis in Boksburg, daar is ek tevrede. Brakpan sal ek miskien nog oorweeg ook. Maar net nie, verseker net nie, 'n koning in 'n paleis nie. Nou vriende, wat is die toepassing op my en jou? Alhoewel ons nie konings is nie, alhoewel ons nie hooggeplaastes is nie, alhoewel ons nie die swaard dra om reg en geregtigheid te laat geskied in die land, soos wat Dawid dit moes gedoen het nie, het ons ongelukkig ook vyande. Daar is mense wat jou haat, wat nie eers met jou 'n woord gepraat het nie. Ek hoor baie keer mense sê, ek hou nie van daai ou se gesig nie. Dan dink ek myself, jy sê in die een mond, jy's kind van die Here, en die ander mond, of uit die ander kant sê jy, maar hoorie, hulle wat maar die beeld van God geskaap is, ek hou nie van sy gesig nie. Dan wonder ek by myself, wat is aan die gang in die kerk van die Here Jesus? Is eintlik genade dat minder van ons, dat dan nie meer van ons verseker siek is nie, nee. Baie interessant, vriende, uit die getuienis van ander, het hulle gedagtes opgemaak teenoor jou, en hulle hoor van een of ander ramp wat jou tref, of siekte wat jou tref, en hoor het is hulle woorde, glo my, ek hoor ook maar hierdie goedjies so hier en daar. Dit is sy verdiende loon. Dis goed dat God hom bietjie bykom, hy is hopeloos te groot vir sy skoene, soos of my skoene nommer pas is. Mense sal sê, God straf hulle vir hulle sonde. Ja, daai bekespastorie lei, want hulle is besig met sonde. Hulle kind het siek geword. Hy was baie siek vir 2 weke. Ek wonder wat gaan aan daar. Mense moenie God tart nie, wat jy saai sal jy maai, en soos ons baie keer soos die fariseërs, en soos die manne in Dawid se tyd, ons kyk na die een op die siekbed, in plaas van om barmhartigheid te bewys, in plaas van om in liefde onder die mense in te kom, wat doen ons? Ons lewer ons ongevraagde opinie. Ek dink aan ons eie gemeente van mense wat lang siekbeddens het. Mense wat in en uit by die hospitaal kom, mag een ek ons vinger op ons mond sit, dat ons nie ander beoordeel, en dit het hulle beleef, en deur God se beskikking en bepaling deurmaak, asof ons die regters is wat op die stoel van Moses sit, en 'n uitspraak moet lewer nie. Baie keer sê mense, moenie met God speel nie. En dan as jy die Bybel gaan lees, dan sien ons die Here is baie duidelik daaroor, dat hy sekere dinge toelaat op sekere tye, oor sekere mense se lewens. Sommige kere is dit weens sonde, ja, ons het dit klaar gesien. Maar sommige tye, om hulle te vorm en te verander. So wat doen ons as ons hoor ons vyande sê hierdie goed? As hulle sê, daai huis, sien naby die huis kom nie. Die huis is met die vloek belaai. Moenie naby hom kom nie. Ons weet nou mos van al hierdie valse profete wat huise kom salf en uitdrywings kom doen en wat 'n belaglike. En hulle kom nooit by die dak uit nie. Hulle salf nooit die dak nie. Geen wonder, die probleem hou nooit op nie, maar dis nie waaroor ek wil praat nie. Wat wil ek vir u sê vanmôre? Wat doen ons as ons vyande hulle mond teen ons oopmaak soos teen Dawid? Wat doen ons wanneer ons vyande ons ondergang begeer? Wanneer hulle sê, maar is omdat hierdie man A, B en C gedoen het, is hy verdiende loon en God moet eintlik hulle lewens vernietig. Dan wil ek vanmôre vir jou sê, Romeine 12:17. Ek en jy is nie Dawid nie. Ons is nie daar in die regsposisie om hierdie vyande van die koning en van God te vergeld nie. Wat ons moet doen is, vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Bedink wat goed is vir alle mense. As dit moontlik is, sover as van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn. Want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here.
Dis een van die moeilike lesse om te leer in die lewe. Want ons hou van vergelding. Is lekker as iemand jou te nagekom het en iets gebeur met hom, dan sê jy, yes! En die Christene hoor ek deesdae praat van karma. Waar kom ons aan hierdie boosheid? Luister, moenie jou verbly oor iemand wat in onheil verval het, of een of ander onheil wat iemand getref het nie. Bid die Here, vra die Here, als het hulle teenoor jou opgestaan, dat jy gesindheid sal hê van Christus, maar hy bid, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die laaste gedagte, en ek moet nou afsluit, ek sien die tyd het ons ingehaal. Dawid kyk op en skep moed. Psalm 41 vers 4. Die Here sal hom ondersteun op die siekbed, sy hele slaapplek verander u, as hy krank is. Het u al op 'n siekbed gelê, na 'n dag of 2 of 3, lê jy op daai bed en jy sê, prys die Here, my blye galme, o my siel, das ryke stof, het daar die tye al aangebreek, waar jy op jou knieë gaan, en in jou siekte vir die Here sê, Here, ek dank u, dat ek hier kan lê, en u kan verheerlik deur my siekte. Dis die doel, wat God in ons lewens wil bereik, en wat hy toelaat. Dawid sê in vers 13, my tog in my opregtheid ondersteun u my, en stel my voor die aangesig tot in ewigheid. Geloof sy die Here, die God van Israel, van ewigheid tot in ewigheid. Amen, ja, amen. Wat vir my so mooi was, is dat Dawid hierdie psalm afsluit, met hierdie fokus op Christus, die leidsman, en volleinder van die geloof. Ons lees dan in Psalm 34 vers 16, sê Dawid, die oë van die Here is op die regverdiges, en sy ore het hulle opgeroep. Die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners, en hulle gedagtenis, om hulle gedagtenis van die aarde af uit te roei. Hulle roep, en die Here hoor, en hy red hulle uit al hulle benoudhede. Die Here is naby die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat verslaas van gees. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. Spurgeon skryf, hy sê, it is well to praise the Lord for his mercy when you are in health, but make sure that you do it when you are sick, for then your praise is more likely to be genuine. Eer die Here, dank hom, want daar is niks wat toevallig met jou en my gebeur nie. Deur dit alles moet God verheerlik word, en deur dit alles trek hy ons na homself. Dawid se siekbed verander in 'n plek van aanbidding. Dawid se siekbed verander in 'n plek waar hy sy fokus op Christus rig. Sy siekbed verander en hy eer die God van Abraham, Isak en Jakob, wat dit ook oor sy lewe toegelaat het. En ek het so 'n Nuwe Testamentiese voorbeeld gesoek, en toe kom ek maar by Paulus en sy vroukie Silas uit, nee? Ok, dit was nie sy vrou nie, hoor? Paulus en Silas, iemand het eendag dit gesê, dis hoekom ek dit vir u noem. Silas was een van Paulus se medesendelinge, een wat saam met hom die werk van die Here gedoen het, en nou sê die Bybel vir ons, hulle is gevangene geneem, terwille van die evangelie, en Handelinge 16:23, en toe hulle baie slaag gegee het hulle in die gevangenis gewerp, en die tronkbewaarder bevel gegee, om hulle sorgvuldig te bewaak. Hy het toe, omdat hy so bevel ontvang het, hulle in die binneste gevangenis gewerp, en hulle voete in 'n blok vasgemaak. Dink by jouself wat hier gebeur. Hulle stikkend geslaan. Luister, is nie 5 houe op die bout, wat 'n kind kry, omdat hy stout was nie. Hy het 6 verdien, hy kry net 5. Hierdie was stikkend geslaan. Die bloed het afgeloop, hulle was verniel. Hulle word in die binneste gevangenis, die vuilste deel van die gevangenis. Dit stink, ek wil jy moet ruik. As u dink die rioolreuk in Suid-Afrika is erg, dan moet u die binneste gevangenis van die Romeine beleef. Dis 'n vuil plek, dis 'n smerige plek. Die kriminele is daar en hulle maak hulle vas in blokke. Ongemaklike posisie waarin hulle sit. Hoeveel ure hulle gesit het, weet ons nie. Maar die Bybel sê omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing. En die gevangenes het na hulle geluister. Meeste van die weet dat Calvin witseerkeel gehad het, en hy was vir 2 weke baie siek. 6 kilogram in 'n week verloor. En ek het vir hom dikwels gesê, Calvin, moenie dat jou tyd van siekte verbygaan, sonder dat jy God ontmoet nie.
jonk of oud, moenie dat jou tyd van siekte verbygaan, rebelleer teenoor God, opstandig raak teenoor hom, kla en murmureer, en dink jy verdien beter nie. Vertrou die Here om ook die loflied te sing, al is dit middernag in jou liggaamlike omstandighede. Wat my kosbaar is, wanneer jy met kinders van die Here praat, mense wat die pad met die Here al baie lank stap, en hulle kom uit die operasiesaal, hulle eer die Here, dat hy hulle gespaar het. In hierdie tyd van, om aan te sterk, en deur die fisio te gaan, en al die pynne wat daarmee gepaard gaan, te sê, weet jy, God is vir my goed, ver bo die maat. Die ongeredde luister, en hulle sê, wat is fout met jou? En ons gee eer aan hierdie koning, wat ons kon vrymaak het. Ek sluit af, die tema van môre, die Here sal hom ondersteun op die siekbed. Dawid kyk terug oor sy lewe, hy sien sy vyande, en hy skep moed. Spurgeon sê, the weaklings and the sickly of the flock are the special objects of the Saviour's care. Dis waarmee ek wil afsluit. Dink jy God gaan jou die siekbed plaas en jou los? Dink jy gaan jou daar los? En vir jou sê spartel aan, swem jy nie swem? As hoop jy maak het? Die Bybel sê ons het 'n besondere, genadige en barmhartige God, en hy het 'n besondere belang by ons wanneer ons deur siekte gaan, of dit weens sonde is, of dit weens die vorming is wat in ons lewe wil bereik. Hy is 'n liefdevolle Vader, hy gee om vir sy kinders. En vriende, ons is hierdie besondere, of God het hierdie besondere belang by ons, ook in tye van siekte. Daarom skep moed, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? As jy miskien in jou siekbed lê omdat jy gesondig het, bely dit, laat staan dit, dat jy barmhartigheid kan verkry. As jy vanmôre jou lewe ondersoek het en jy sê, Here, U weet, ek sien die sonde in my lewe, groot uiterlike opstandigheid in my hart nie, dan vra ek U, vorm my, gee my geduld, leer my lankmoedigheid, leer my vertroue op U soewereiniteit, dat ek weet dat niks toevallig gebeur nie. Want die uiteinde van ons vorming is die verheerliking van sy naam en die loon wat ons in sy heerlikheid sal ontvang. Mag ek leer uit hierdie psalm, baie besondere psalm, ek kan seker nog baie gesê daaroor, ek kan seker 'n hele ander aanslag geneem het, maar dis die gedagtes wat ek uit hierdie psalm gekry het met die doel om u te bemoedig. Hou moed, die Here is in beheer. Kom ons bid saam. Vader, ons bid dat U vir ons genade sal gee, dat ons siekbed vir ons 'n tyd van vreugde sal wees. 'n Tyd van selfondersoek, 'n tyd van belydenis, 'n tyd van geestelike groei. Help ons om nie die leuen van die kerke en wat die duiwel in kerke ingebring het te glo, waar ons aanspraak kan maak op 'n genesing. En U kan verplig om vir ons gesond te maak, asof U ons iets skuld nie. Hoe boos kan ons as mens net nie wees nie. Gee ons genade, Here, om te buig onder die liefdevolle hand van 'n genadige Vader, dat ons sal groei, ook in hierdie tye, om U beter te leer ken. Ons bid dit met danksegging. Amen.